You're tuned into Goeiemorgen, good morning. And our good friend Arnold Geertz is here to tell us about the sport. And South Africa is just a bunch of winners. We are just on a winning streak. Do you know how cool it feels to be South African at the moment? Yeah. I mean, it's cool regardless. But at the moment, it's top tier. Dit kan nie veel beter as wat dit gister was nie, want 'n magnifieke honderdtal van Aiden Makram het gister die platform gelê vir Suid-Afrika se middelonder kolwers om 'n uitdagende teiken van 359 na te jaag gister. Dit was 'n groot totaal om die reeks gelyk te maak met 'n oorwinning met 4 paadjies teen Indië in die tweede eendagwedstryd in Rajpur. Makram se 110 van slegs 98 balle is aangevul deur Matthew Breedske wat 68 gemaak het, ook vinniger as 'n loopie per bal, en Dewald Brewes skitterend 5 6 en 'n enkele 4 in sy warrelwind 54 van 34 balle, maar daar was drama hier aan die einde. Tony De Zossi het sy ampees seer gemaak en hy moes uiteindelik af, en ons het toe nou gedink, hier kom moeilikheid, hy het wel 17 van 11 afgemaak, maar Cobin Bosch was toe nou die man wat die waardeur die drif getrek het. Op 'n stadium was dit 27 van 30 balle af, en op die ou einde het Bosch 29 van slegs 15 gemaak, en daarmee saam die Keshav Maharaj wat net enkel lopies gehardloop het elke keer, maar homself baie goed van sy taak gekwyt het, en hy 10 van 14 afgemaak, en nou is dit 1 elk in die reeks. That's amazing. The second highest run chase in India. Well done, Raj. Hey. Yeah, you know your stuff. That's amazing. The only other team that, and I think that was a 355 or a 56 by Australia. So that's only ever happened twice. And it was a heck of a performance. The one thing that was interesting is, and lots of people don't know this, but in Rajpur in particular, the ball gets very wet from the dew. And I think they changed the ball 3 times yesterday in that last innings. And even though there's 2 balls, they bowl 1 ball from the one side and 1 from the other side. So even then they had to change them regularly. But it also meant that the South African batsman could then hit the slightly harder ball, and when it's slightly harder, it travels a little faster. En luister, ek dink net daai ouens was so gefrustreerd, want maak nie saak watter bowler hulle na ons kolwer se kant toe gegooi het nie. Nee, ons het hulle geloop. Sien hoe daai ouens gespeel het. En soos wat ons reg vroeër die week of verlede week ook gesê het, maak dit nou vir ons 'n wen. Dis nou 1-all. Now game is nou kan ons speel. Nou kan ons speel. En hier is ons nou. So oor die naweek is dit die derde en die laaste een. En ek dink Indië is effens onder druk, want onthou die toetsreeks het hulle ook baie sleg verloor. Ek wou sê redelik sleg, baie sleg verloor. So hulle is onder druk wat dit aanbetref. Terselfdertyd moet ons ook sê Virat Kohli wat gister hulle 200 talle in hulle beurt gehad net so terloops. En Virat Kohli wat weer 'n keer sy 53ste 100-tal in eendagswedstryde. Gaan tel net al daai lopies bymekaar, dan sien jy hoeveel lopies is dit. Yeah, and Shame, you know what? They're not a bad team. I think South Africa is just shining at the moment, en daar's min wat die ander spanne kan doen om vir ons iets aan te sê. And let's not for a second forget that we were behind the black ball already, using a snooker term, because we were 1-0 down. That was a must win. You had to win. So there was extra pressure there as well. Gepraat van extra pressure, Springbok slot Eben Etzebeth sal nog so bietjie moet wag om sy lot te hoor na sy rooi kaart vir daardie beweerde oogkrappery op Wallis se Alex Mann. Etzebeth sou gister sy lot gehoor het na dissiplinêre verhoor Dinsdag, maar daar word egter 'n vertraging verwag wat tot Sondag toe kan gaan, want die eerste verhoor het 5 ure lank gevat. En, verskoon my, die dissiplinêre paneel was verdeeld en kon nie enigstens besluit wat hulle moes doen nie. So heel duidelik, die gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat iets anders het opgekom. Nou daar is prentjies voor die tyd van Mann en 'n ander speler wat Etzebeth se gesig krap in 'n loskrim net voor dit. Nie dat dit Etzebeth se aksies enigstens beter maak nie, maar ek dink dit kan beteken dat daar versagtende omstandighede is. En soos ons gesê het, hy kan 25 weke kry. Dis 6 maande. So dit kan erg wees, maar hulle het nou tyd versoek, dis nou die paneel om die saak te heroorweeg en 'n ooreenkoms bereik oor 'n finale uitspraak om Etzebeth se lot te bepaal wat ten minste tot Sondag toe kan duur. So kom ons kyk wat gebeur. So as hy nou geskort word of verbaan word, hoe affekteer dit dan die Sharks? Want hulle speel nou nog. Die Suid-Afrikaanse reeks se seisoen is klaar, die Springbokke vir die jaar, maar die Sharks het nog, they've got stuff to play for. Al wat hulle gaan sê is, oh, Sharks. Nee, dis Sharks. Okay. So hier's een van die dinge wat sê nou maar net jy is die eienaar van die Sharks, meneer Mazzotti. Ja. Goed. En jy betaal vir Eben wat jy hom ook al betaal. Ek wil nie eers spekuleer oor die bedrag nie, maar kom ons sê jy betaal hom. Ek gaan nou maar net 'n bedrag uit die 3 miljoen rand vir sy seisoen by die Sharks. Nou moet jy hom hierdie betaal
maar hy gaan miskien nie jol nie. So dit moet seermaak in 'n hele paar plekke, insluitend die beursie. Niks Ja. word gespaar. And also Yeah. he's a really good asset to the team. So now imagine your course. team's lost Ja. its luck. Like, Ja. what are you going to do? Maar ek hoop regtig net die ding werk regverdig Ja. uit vir my. Ek Ja. sê ook nie wat hy gedoen het is reg nie, maar ek het dadelik gesê sy aksie of reaksie was as gevolg van iets wat andersins gebeur het. Want hy is so professioneel en ons weet, hulle weet van alles wat omgaan, maar Ja. iets het vir hom net op daai stadium gesê, so gaan dit nie aangaan nie. Onthou die reël sê you cannot retaliate. Ja. Dis wat die wet sê, nie die reël nie, dis 'n rugby wet. Laas ons Ons gepraat mens. van wette. Hy was 'n entrepreneur, hy het Ek wil nie op daai storie terugval vir dit nie, Pieter. Dit mag dalk met die eerste oogopslag lyk na 'n relatiewe maklike loting vir die dubbele wêreldbeker verdedigende kampioene Suid-Afrika by die Rugby Wêreldbeker 2027, maar die gevolg van plasing in groep B vir die toernooi beteken dat hulle 'n potensiële kwarteindloting teen die All Blacks of Australië het. Die All Blacks sal die topgekeerde in groep A wees saam met die gasheer Australië, waar die toernooi se openingswedstryd is, maar wie dit ook al wen sal waarskynlik dan 'n konfrontasie met die Bokke hê na die kwarteindronde van die toernooi. Die Bokke is saam met Italië, Georgië, soos Jan Snyman sou gesê het in die ou dae, Ja, Georgia ja. en Roemenië in hul groep geloot. So 2 van die 3 teenstanders wat hulle vanjaar gespeel het en maklik gewen het, terwyl Roemenië nie na verwagting eintlik 'n uitdaging sal bied nie, maar waar dit dan interessant word is wanneer die toernooi na die uitklopfase gaan met die ronde van 16. Die Bokke, indien hul groep wen soos verwag, sal waarskynlik die beste derde geplaaste afronder van groep D, E of F teekom, wie ook al die meeste punte het. En waarskynlikheid sal dit seker Uruguay, Portugal, VSA of Tonga wees. En ek dink nie dit behoort te veel van 'n uitdaging daarbey saam te wees nie. maar die dag as dit gebeur dan dinge heeltemal anders daar. Exactly, you never know, right? Dink net terug aan 2015 in Japan. Ja. As jy daaraan terugdink, ek rou nou nog. Annie, Annie, ek why het nou did you have to genoeg bring gehad. that up? Sorry Piet, ek sal nie weer daaroor praat nie. Skus. Miskien in Japan. Imagine bringing that up. Ja. No ways. Dis Maar moontlik. ja. Dis moontlik. Ons sê elke maandag sê ons jy kan nou nie glo wat gister gebeur het nie. Hierdie ding alweer getilt. Yeah. But also just give us the cup to keep. Oh, I like the way you talk, Rosie. Nog 'n Give us the- wêreldbeker en nog 'n wêreldrekord, 3 keer Oh, inskryf. home. Dankie Annie, lekker naweek. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons 'n draai maak by die veearts en kyk of die hondjies en die katjies se sterte net so lekker swaai. Soos ons in vanmôre hier by Goeiemôre, good morning. Ons is reg vir hulle. Veearts, hier kom ons.